Liewe familie, wat 'n wonderlike dag is dit om weer vandag by mekaar te kan kom en ook vandag 'n bietjie vir 'n slag in ons kerk by mekaar te kan kom. In die kerk van die Here Jesus hier op Britsdel. Ek het bietjie begin verlang na my kansels en toe dit nou so koud begin raak hierdie week, toe verlang ek sommer net nog meer na mense wat ek nie ken nie, maar ook na my kansels. En ek het besluit om toe nou vandag bietjie van hier af met julle te kom gesels. En dit is vir my 'n wonderlike voorreg om ook vanoggend se diens met julle te kan deel. Ons gesels vanmôre 'n bietjie uit Markus 9 vers 14 tot 29. En die tema rondom vanoggend se erediens gaan wees die rede hoekom God ons gebede verhoor. Nou die Bybel sê baie duidelik vir ons dat God sê in die Bybel vir ons dat my huis sal 'n huis van gebed wees. Nou sal julle miskien al agtergekom het in die afgelope tyd met die eredienste, het ons nie so verskriklik baie gefokus rondom die liturgie van die eredienste nie en ook nie rondom gebed nie. Die rede hiervoor, familie, is baie eenvoudig, is die gedagte van tuisgebed het by my opgespring en ek het gedink as ons as 'n gemeente daar waar ons is as families kan bid vooraf saam en dan na die tyd die slotlied kan luister as 'n gebed vir die gemeente, sou dit dalk vir ons kon gewerk het. Maar ek wil vandag bietjie met julle gesels spesifiek oor gebed. God wat sê, my huis sal 'n huis van gebed wees. En ons gaan aan die einde van die diens ook bietjie saam bid, bietjie saam tyd in gebed spandeer. Nou ek lees vir ons hier uit Markus 9 vers 14 tot 29. Jesus is hier besig en sy opskrif hier is, Jesus maak 'n seun gesond. Toe hulle weer by die ander disippels kom, sien hulle 'n groot menigte mense daar rondom hulle en skrifgeleerdes wat met hulle redeneer. Die hele menigte was verras toe hulle Jesus skielik sien en het nader gehardloop om hom te verwelkom. Hy het vir die skrifgeleerdes gevra, waarom redeneer julle met my disippels? Een van die mense het hom geantwoord, meneer, ek het my seun na u toe gebring, omdat hy van 'n gees besete is wat hom stom maak. En elke keer as die gees hom gryp, gooi hy hom op die grond neer. Dan kry hy skuim om die mond en hy kners op sy tande en sy spiere trek saam. Ek het u disippels gevra om die gees uit te dryf en hulle kon nie. Jesus sê toe vir hulle, ongelowige geslag, hoe lank moet ek nog by julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring hom hier na my toe. Hulle het die seun na hom toe gebring. Net toe die gees vir Jesus sien, het hy die seun geweldige stuiptrekkings laat kry. Hy het op die grond neergeslaan en rondgerol met skuim om die mond. Jesus het vir die pa gevra, hoe lank is dit al dat hy dit oorkom? Dat dit hom oorkom? Van kleins af, antwoord hy. En baie keer het die gees hom al in die vuur en water gegooi om hom dood te maak. As hy tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. As u iets kan doen, sê jy, antwoord Jesus. Vir die een wat glo, kan alles. Ek glo, roep die seun se pa dadelik uit, help my in my ongeloof. Toe Jesus sien dat 'n menigte mense aangestroom kom, het hy die onrein gees skerp aangespreek. Jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit en moet nooit weer in hom invaar nie. Die gees het hom laat skreeu en ewige stuiptrekkings laat kry en toe uit hom gegaan. Dit het gelyk of die seun dood is, sodat baie mense gesê het, hy is dood. Jesus het hom egter aan die hand gevat en opgehelp en hy het gestaan. Nadat Jesus huis toe gegaan het, toe hulle alleen was, het sy disippels hom gevra, waarom kon ons nie die gees uitdrywe nie? Hy het vir hulle gesê, hierdie goed kan met niks anders as gebed uitgedryf word nie. Tot sover. Nou party mense, liewe familie, bid mos eintlik soos 'n straalvliegtuig, een van daai vinnige goed. Glad, vinnig, vlot en daar uit die hoogtes uit.
Hulle woorde van hulle gebede weergalm eintlik deur die wolke en stuur so half golwe na die hemel toe. Nou ander bid weer eintlik soos 'n besproeiingsvliegtuig. Nie so lekker vaartbelyn, as 'n mens dit so kan sê nie. So 'n bietjie laer teen die grond, dikwels besproei hy dieselfde stuk grond oor en dit neem maar partykeer 'n lang tyd om die engine aan die gang te kry van hierdie vliegtuig. Nou dalk lyk meeste van ons se gebede eerder soos 'n besproeiingsvliegtuig as die van 'n straalvliegtuig. En dalk is dit ook so dat die meeste van ons se gebede eintlik maar kan doen met 'n goeie diens, 'n goeie oopmaak en bietjie rondkrap en skoonmaak. Party van ons se gebedslewe kort dalk net so bietjie koers, so bietjie rigting. Baie van ons mense is of in 'n woestyn of in 'n oase met hulle gebedslewe en dan word lang tye wat hulle gebede onderbreek tussen hulle gebede. En dan in hierdie lang tye word daar so nou en dan net vinnig in die waters van geloof ingespring en dan aan die einde van daai, as ons ingeduik het, as ons ingespring het, staan ons weer op vernuwe en weer reg om die dinge aan te pak. Maar voordat ons ingeduik het, het daar waarskynlik weke verbygegaan sonder dat ons een keer gebid het. Maar dan gebeur daar weer iets, ons bid, iets gebeur in ons lewens wat ons maak, bid, en dan wanneer ons bid, duik ons gou weer in die water in, en ons kom uit reg vir die pad, en as ons weer die pad hervat, los ons weer ons gebede, net daar waar ons dit nou net opgetel het. Ander van ons se gebede kort dalk 'n bietjie hartlikheid. Ons gebede is leeg. Ons ken nie goed uit ons koppe uit, en ons verander nooit aan die bewoording daarvan nie. Ek weet my papa, ek maak nou nie 'n grappie nie. My pa het 'n gebed aan tafel, die tafelgebed wat hy geleer het, wat dieselfde is elke liewe keer. En ons het vir jare, my pa sê op 'n kol in die gebed sê hy, en maak ons dankbaar daarvoor. En ek en my suster, ek onthou ons het vir jare gedink, my pa sê, en dank pa daarvoor. Vir een of ander rede, want dis hoe dit vir ons geklink het. So ons het altyd aan tafel gedink, ek kon nooit verstaan, hoe kom my pa vir die paddas dankie sê nie. Maar toe ek hom uiteindelik eendag vra, toe verduidelik hy vir my. Maar ons het hierdie gebede, ons het hierdie halfrympies, eintlik, as 'n mens dit nou so kan noem, wat ons elke dag bid, wat ons eintlik maar lusteloos bid, sonder oorgawe of vreugde, en ek probeer nou nie sê, dis wat my pa doen nie, asseblief. Ander van ons se gebede kort dalk net weer 'n bietjie opregtheid. Ons wonder of ons gebede werklik 'n verskil maak. Ons wonder baie keer werklik of gebed nog 'n verskil maak in ons lewe. Waarom dink ons en vra ons en wonder ons, sal God, die Vader, God die Skepper, God in die hemel, na my luister, of met my wil praat, hier op aarde? En dan sê ons ook daarby, as God dan nou alles klaar weet, wie is ek dan nou as mens om vir hom iets te vertel? En as God dan nou werklik alles beheer, hoekom vra ons dan nou nog iets in gebed? Hoekom bid ons dan nou nog? Nou wanneer ons familie so sukkel om te bid, soms so verskriklik sukkel om te bid, het Markus vir ons die regte ou hier beet. Markus bring vir ons die regte ou om ons te help vanoggend. Hy bring nie vir ons 'n heilige nie. Hy bring nie vir ons 'n apostel wat se knieë al deurgebid is nie. Hy bring nie vir ons 'n profeet wat se tweede naam gebed is nie. Hy bring vir ons die teenoorgestelde van hierdie goed. Hy bring vir ons 'n besproeiingsvliegtuig. Hy bring vir ons 'n doodgewone ouer met 'n siek seun wat smag na 'n wonderwerk, wat smag na genesing. Nou hierdie man wat ons hiervan lees in Markus het uit niks anders as desperaatheid gebid nie. Sy enigste seun, lees ons, was baie siek. Hy was nie net doofstom en ook 'n epilepsie leier nie. Hy sê hy was ook deur 'n bose gees beset.
Van kleintyd af het die bose gees hom in die water gegooi en die vuur gegooi om hom dood te maak. Om hom seer te maak. En ek probeer myself indink hoe hierdie pa moes voel. Probeer jouself gou indink hoe hierdie pa se lyding moes gelyk het, familie. Terwyl ander paas rondom hom kon toe kyk hoe hulle seuns groei, hoe hulle groot word, hoe hulle begin beplan aan hulle werk of hulle toekoms eendag. Kon hy maar net probeer om sy seun aan die lewe te hou. Hy kon nie vir 'n sekonde sy seun alleen laat nie, want wanneer sou die volgende aanval kom? Hy moes 24 uur van elke dag sy seun oppas. Nou hierdie pa, glo ek was redelik desperaat en hy was redelik moeg gewees al op hierdie punt, toe hy na Jesus toe gekom het. Nou ons kan dit eintlik maar hoor ook in hoe hy praat, en sy manier van praat en sy stemtoon, hoor ou dat jy hoor, as u tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. Hierdie woorde klink vir my maar baie eintlik na die depressiewe kant. Dit klink nie vir my soos woorde wat vol vertroue gesê word nie. Nie soos woorde wat sterk en oortuigend uitgespreek word nie. Twee woorde in sy gebed sou 'n groot verskil gemaak het. Nou hoe sou hy dit geklink het as hy die woordjie as met terwyl vervang het en die woordjie miskien net uitgelos het? En hy eerder vir Jesus gesê het, terwyl u tog iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. Miskien sou dit dan anders geklink het, sterker. Weer gebedswaardig, as 'n mens dit so kan sê. Maar dit is nie wat die pa doen nie. Dit is nie wat hy sê nie, dit is nie hoe hy dit sê nie. Hy gebruik die woordjie as, en hy sit die woordjie miskien in sy gebed. So amper asof hy wil sê, Here Jesus, hierdie geval is nou nie eintlik in jou klas nie, maar as jy enigsins kan help, 'n besproeiingsvliegtuig aanslag, as ek dit so kan. Dis meer swak as sterk. Dit het nie selfvertroue nie. Dis 'n lammetjie en nie 'n leeu nie. Maar is nie verkeerd nie, liewe familie. Want hierdie man se gebed begin op die regte plek. Dit begin as 'n hinkering, as 'n smag. Dit begin as 'n opregte versoek met geen groot pratery, aansitterigheid of valsheid nie. Dis net 'n gebed. Miskien in ons oë eintlik maar 'n flou gebed, maar is ten minste 'n gebed. Miskien is dit ook 'n gebed wat baie anders klink en baie anders is as die gebede wat ons gewoonlik bid. Ons is soms so geneig om met ons gebede te wag tot ons weet wat om te vra en hoe om dit te vra. Ons sê soms, ek het al gehoor mense sê dit, ek bid liewers glad nie, eerder as om swak te bid. Of ons bid net nie so gereeld nie. Of ons bid net wanneer ons besef, maar nou sal ek regtig weer moet bid, want ek het dit effens lanklaas gedoen. Ons bid eerder glad nie, as om swak te bid nie. En dit herinner my aan 'n grappie wat ek al lank terug gehoor het. En ek het hom dalk al vertel, maar ek vertel hom weer. Die kerkraad en die dominee kom in die konsistorie by mekaar voor die diens. En die dominee vra die een oom, kom ons noem hom Hans, vir oom Hans, om te bid, maar oom Hans hakel verskriklik. En hy sukkel maar so deur die gebed. Eers skrik hy vir hom flou, toe die dominee van vra om te bid, en toe hy nou begin bid, toe sukkel hy en hy sukkel en hy sukkel, maar uiteindelik kom die oom toe nou by die amen uit. En na die tyd kom een van die ander ouderlinge na hom toe en hy sê vir hom, Hans, dit was nou 'n swak gebed. En die oom kyk hom so en hy sê vir hom, maar gelukkig het ek nie met jou gepraat nie. Ons bid liewers glad nie, eerder as om swak te bid nie. Dis absurd. Nou gelukkig vir ons, lees ons in hierdie storie, het hierdie man, hierdie pa waarvan ons gelees het, nie dieselfde fout gemaak as wat ons so dikwels maak nie.
Hy was nie 'n goeie gebedsman nie. En sy gebed was eintlik maar power, sal ons mos maar sê. Hy erken dit eintlik self. Hy sê, help my waar ek nog ongelowig is. Help my in my ongeloof, sê hy. Maar hy bid sy gebed. Al is dit hoe eenvoudig. So eenvoudig dat dit nou nie in die belydenisskrifte van die kerk opgevat gaan word of dat daar gaan nie 'n psalm geskryf word oor hierdie gebed nie. Maar sy gebed het krag. Sy gebed is eenvoudig sonder sang of towerspreek of hoe ook al, maar hy het krag want die gebed laat vir Jesus reageer. Dit laat vir Jesus aan die beweeg kom, as ek dit so kan sê. Dis beslis nie omdat hierdie man so mooi woorde hom oortuig het nie. Beslis nie omdat sy gebed so verskriklik mooi en groot en hoog was nie. Nee, hy laat vir Jesus aan die beweeg kom vir 'n ander rede. Maar voor ons daar kom, wil ek net so 1 of 2 goedjies sê oor hoekom Jesus moontlik hierdie man se versoek kon geweier het. Nou, toe hierdie man Jesus met sy gebed of sy versoek dan nou genader het, was Jesus op pad terug van die berg af, van die berg van verheerliking af. As mens dit wil noem, kan jy eintlik sê Jesus was op pad terug van die hemel af na die aarde toe. Hy het nou net 'n tyd met sy Vader spandeer. Tydens sy verheerliking het hy eintlik die volle glorie van God geproe. En wat vind hy wanneer hy teen hierdie berg nou afgestap? Hy vind chaos, absolute chaos. Die disippels en die skrifgeleerdes is besig om te baklei. 'n Klomp mense moet rondom hulle staan en dit staan en aankyk. 'n Verlamde seun of 'n seun wat sy hele lewe lank aan hierdie siektes en pyne en dinge gelei het, lê tussen hulle. En die bakleiery gaan oor hom. Hy lê in die middel van hierdie ding. En tussen hierdie disippels en skrifgeleerdes en mense wat staan en kyk in die seun, is daar 'n pa wat kom hulp vra het. Maar nou sien ons eintlik hierdie prentjie. Staan hy moedeloos en wonder hoekom niemand hom wil help nie. Die skrifgeleerdes help hom nie, die disippels help hom nie, niemand van die mense rondom help hom nie. En Jesus roep uit en Jesus in sy uitroep sê hy, 'n ongelowige geslag, hoe lank moet ek nog by julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring die kind hier na my toe. En mens hoor so 'n bietjie van daai woede van Jesus hier en die woorde wat dan volg op hierdie uitroep of hierdie skreeu van Jesus, is die pa wat sê, as u tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. En Jesus sien ons maak die seun gesond, sommer net so, op so ongelooflike eenvoudige manier, dat dit eintlik die disippels laat wonder en die vraag laat vra, maar hoekom kon ons as die disippels van Jesus nie die bose geeste uitdryf nie? En Jesus antwoord hulle en hy sê, hierdie goed kan met niks anders gedoen word as deur gebed nie. Maar met watter gebed, liewe familie? Watter gebed het hier in hierdie storie die verskil gemaak? Was dit die disippels se? Nee, want hulle het nie gebid nie. Dan was dit seker die skrifgeleerdes se? Nee, ook hulle het nie gebid nie. Wat van die mense wat daar rondom gestaan het en toegekyk het? Ook nie, want die verhaal sê niks van hulle nie. Daar is net een gebed in hierdie verhaal wat dit kon gedoen het. Die een opregte gebed van iemand wat besig is om te ly. Die gebed van iemand wat homself in afhanklikheid voor God gaan plaas het. Wat gaan sê het, ek kan niks meer doen nie. As dit u wil is, kan u tog iets doen. En omdat die Here, omdat God eerder deur ons lyding geroer word, as wat hy geroer word deur ons mooi woorde, ons lang gebede, ons oulike gebedjies, reageer hy wanneer hierdie pa na hom toe uitroep. Want dit is wat vaders doen. Dit is wat God, die goeie Vader, doen. Dit is wat God doen. Dit is wat God doen. En daarom, liewe familie, al bid jy soos 'n besproeiingsvliegtuig, dit maak nie saak nie. Al sukkel jy om die engine aan die gang te kry elke oggend, dit maak nie saak nie.
Al besproei jy oor en oor en oor en oor en oor dieselfde stuk grond, dit maak nie saak nie. Al vlieg jy laag en bereik nie verskriklike hoë hoogtes nie, dit maak nie saak nie. Want wat saak maak, is dat ons bid. Nie hoe ons bid nie, maar dat ons bid. Dat ons op watter manier ook al vir God vertel van ons swaar kry, van ons hartseer, van ons lyding, van ons pyn, van ons bekommernisse, van al die terugslae van die lewe, van die koue, van die pyne. En omdat God geroer word, nie deur ons wonderlike, hoogdrawende gebede nie, maar eerder geroer word deur ons hartseer, deur ons swaar kry, deur ons kommer en ons terugslag, verhoor hy ons gebede. Hy verhoor ons gebede omdat hy is wat hy is, nie omdat ons is wat ons is nie, of omdat ons bid soos ons bid nie. Hy verhoor ons gebede omdat God is. Omdat dit hy wat God die Vader is wat ons gebede hoor. Al is ons gebede hoe swak, sonder hartlikheid, sonder opregtheid, sonder koers, hy hoor ons. En daarom, wanneer jy in die toekoms weer gaan bid met die wete dat God jou hoor. Al bid jy hoe, dit maak nie saak nie. Weet dat God jou sal hoor. Want die verhoring van ons gebede hang gelukkig nie van ons af nie. Want ons praat gelukkig nie met mekaar wanneer ons bid nie. Amen. Familie, kom ons raak net rustig vir 'n oomblik en dan sluit ons die oë hier in die kerk. Here Jesus, wat 'n wonderlike voorreg, wat 'n wonderlike dag is dit om ook die koue te kan beleef buite en te kan weet dat hierdie is ook deel van die skepping. Here, ons prys U dat U vir ons luister, dat U vir ons hoor wanneer ons na U toe uitroep en dat die woorde wat ons gebruik nie saak maak. Here, maar dat U eerder net hoor wat in ons harte aan die gang is. Here, mag U elkeen van ons se harte rustig maak en troos daar waar troos nodig is. Vrede gee daar waar vrede nodig is en liefde gee daar waar liefde nodig is. Here, versterk ons elke dag sodat ons kan aanhou om die koninkryk vorentoe te vat. Maar help ons ook, Here, sodat ons kan deelneem in die wêreld, dat ons kan betrokke wees. Dat ons nooit sal vergeet dat U deur ons aan die woord moet kom. Here, U is goed en ons loof U vir die geleenthede wat ons het om saam in gebed na U toe te nader. Ons prys U naam. Amen. Nou, liewe familie, ons gaan nou so rukkie in gebed spandeer. Ek het vir van die kerkraadslede van die NG Kerk en van die VG Kerk gevra om asseblief vir ons 'n gebed op te neem. Nou, ek wil baie graag by elkeen van julle wat kyk 'n beroep doen. Moenie nou die video afsit. Ek weet ons is geneig om, baie mense doen dit, kyk die preek en dan sit ons die video af want ons is mos nou klaar. Bid saam met ons. Bid saam met ons vir ons land, vir ons dorp, vir ons wêreld, vir ons plaaslike mediese personeel, vir die globale mediese personeel wat in hierdie ongelooflike moeilike tyd moet voorstaan en aanhou werk, aanhou red en doen wat hulle voor opgelei is. Bid saam met ons vir alles wat rondom hierdie tyd aan die gang is. Bid saam met ons vir ons kerk, vir ons gemeentelede, vir ons geliefdes rondom ons wat ons nie nou mag sien nie. Bid net saam met ons, eenvoudige gebede. Spandeer hierdie tyd as 'n gesin ook saam in gebed. Mag die Here julle seën. Amen. Dankie Here, dat ek tot U kan nader. U wat skepper is van hemel en aarde. U ons raadsman, ons leidsman, ons vredevors, ewige Vader. Dankie dat ek vanoggend die voorreg het om ons Britsdale gemeente as ook gemeenskap by U voete te kan kom neersit. Here, ek bid dat U by ons gemeentelede 'n honger sal wakker maak om U te dien met blydskap. Dat ons as gemeente voor U sal jubel en U sal erken as die Here God. Here, die koue en die hongerte lê by 'n groot deel van ons gemeenskap. Bid Here dat U dit sal wakker maak in ons harte
om oor te gaan en 'n bydrae te maak daar waar so brood nodig is. Here, en dan as ons na die wêreld kyk, en veral met die COVID-19 en die vrees wat dit teweegbring, dan kom U met 'n woord in Timoteus wat sê, ek het vir julle as my kinders nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En U kom met verdere wonderlike beloftes. In Joshua 1 vers 9 sê U vir ons, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. En in 2 Samuel 22 vers 7 sê U, in my nood roep ek na die Here, ja, ek roep om hulp na my God. In sy paleis hoor hy my geroep, ek roep na hom om hulp. En dan hierdie baie mooi woorde, en hy luister na my. Dankie Here, dat ons geroep na U, by U uitkom, en dat U na ons luister. Here, in hierdie tyd wat uitdagend is, kies ons om op U beloftes te staan. Ons prys U naam daarvoor. Amen. Vader, in die naam van Jesus, Here, nader ons die troon van genade. Here, ek sê vir U baie dankie, Here, dat ons die vertroue kan hê om die troon te mag nader in die wonderlike naam van Jesus. Baie dankie, Here, dat U vir ons 'n middelaar is. Baie dankie, Here, dat ons na U toe kan kom, Here, met vrymoedigheid. Here, want U het medelee met dit wat ons deurmaak. Here, U het medelee vir die tyd waarin ons is, waarin ons ons bevind. Here Jesus, en ons kom vanmiddag, Here, en ons kom bid, Here, vir die wêreld. Here Jesus, ons kom bid vir Suid-Afrika. Here, ons kom bid vir elke provinsie van hierdie land. Here, en ons kom bid vir ons dorp Bridgetown. Here, ons kom bid vir soveel mense wat positief is aan die virus. Here, ek kom dink aan hulle in ICU, kamers, hospitale. Here, ek dink aan verpleegsters, Here, wat in COVID ICU sale werk. Here, ek kom bid vir hulle, Here, wat voel asof hulle uitgelewer is. Here, ek kom bid vir hulle wat voel asof hulle uitgemergel is. Hulle wat voel asof hulle nie meer die krag het om aan te gaan nie. Here, ek kom bid vir die wetenskaplikes. Here, hulle wat besig is om te soek vir 'n teenmiddel. Here, ek kom bid vir hulle dat U hulle besonder slim sal maak. Here, ek kom bid vir hulle dat U hulle se oë, hulle kennis besonder sal oopmaak, sodat hulle sal maklik sien, sodat hulle sal maklik sal verstaan. Here, en ek kom bid vir ons wêreldleiers. Here, vir die besluite wat hulle moet neem. Here Jesus, vir die gedagtes wat hulle moet laat uitgaan. Here, ek kom bid dat U hulle sal seën met wysheid, met insig, met kennis. Here, wanneer hulle moet besluite neem rakende so baie mense in die wêreld, in ons land en in ons verskillende provinsies. Here, daarom kom roep ons vanmiddag na U. Here, ons kom roep as Suid-Afrikaners, ons kom roep as Christene, ons kom roep as mense. Here, want U sê in die woord, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal julle antwoord, maar julle moet my eer. Here, ons is nou in 'n tyd van benoudheid. Here, ons is bevrees, ons is angstig. Here, ons is onseker. Ons weet nie wat oor die toekoms vir ons in nie. Here, ons weet nie wat oor die dag van môre vir ons in nie, maar U is die God wat die toekoms in U hande hou. Daarom kom roep ons vanmiddag na U. Here, en ons weet, ons kan op U vertrou en op U staat maak. Here, dankie dat U saam met ons sal gaan. Here, kom neem U ons swakke hande in U sterke hand en lei U ons van oorwinning tot oorwinning. Lei ons hiervan na verder, Here. Dra U ons. Here, trek 'n laar rondom ons en beskerm U vir ons. Here, U wat vir ons geleer het om te bid. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe.
in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Vader, baie dankie vir dat ons vanoggend tot U kan nader en intree in hierdie pandemietyd en vir U vra om vir ons die wysheid en insig te gee om die regte besluite te neem as kerkraad en ook vir U te vra om met elke lid te wees van ons gemeente. Al is ons in 'n tyd van onsekerheid, weet ons dat U nog steeds met ons is. Vader, baie dankie dat ons kan in hierdie nag kon warm slaap en vanoggend 'n bord kos gehad het om te eet. Ons gedagtes gaan uit in ons gemeenskap waar dit regtig moeilik en swaar gaan in die omstandighede wat ons tans bevind. Maar ons wil U dankie sê vir die voorregte wat ons nog steeds kon geniet. Wil U ook so met die kabinet in ons land wees, Vader, waar hulle besluite moet neem, wil U vir hulle ook daar insig gee, sodat dit tot die beste van elkeen van ons sal wees. Ons glo en vertrou op U, dat U ons ook deur hierdie pandemie sal lei, en dat U vir ons die rigting sal aanwys. Amen. Almagtige Vader, skepper van die hemel en aarde. Here, ons kom nie weer voor U neer, Here, in hierdie grendeltyd, Here, waar ons land, ons wêreld onder hierdie virus is, Here. Wil ek vir U vra, my koning, dat U vir ons sal genees, Here, dat ons gehoorsaam sal aan U wees, Here, en dat ons as U kinders terugkeer na U toe, Here. So wil ek ook vir die bid, wat nog nie in 'n verhouding met U is, Here, dat U vir hulle aanraak, Here. Vader, dis nie 'n lekker saakie, maar U alleen is die geneesmiddel, en U alleen kan ons op vertrou, Here. Wees met elkeen, Here. Wees met ons wat gesond is, Here, en so ook die wat siek is, Here, families wat hulle se geliefdes moes aan hierdie virus aan die dood afgestaan het. Here, wees vir hulle God van baie naby. Dankie vir U goedheid, dankie vir U genade. En vir al U liefde, Here. Amen. Onze Heer en Hemelse Vader, Heer, ons kom sê vir U baie dankie vir 'n onbekende nag wat U vir ons bewaar het. Baie dankie vir 'n lieflike sonskinddag, Here. Wees U asseblief saam met ons deur hierdie onbekende dag. Here, wees U asseblief saam met ons land wat so besmet is met die coronavirus. Trek U asseblief vir ons toe onder U kosbare bloed. Here, bring U asseblief ons land weer terug na normaal. In Jesus' naam. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend U troon kan nader. Dankie dat U 'n God is wat lewe. Dankie dat U 'n God is wat betroubaar is. Here, vanoggend is my pleidooi dat U vir ons op 'n wonderbaarlike wyse sal kom seën, dat U vir ons in U holte van U hand sal hou. My gebed is vanoggend, Here, dat U ons gemeente in Bridgetown, ons gemeenskap sal seën. Here, dankie dat ons weet ons kan vanoggend op U staat maak. My Vader, waar dit so koud is en moeilik is vir ons mense om warm skeiding te kry, kom vra ons vanoggend, Here, dat U werklik waar vir ons sal toemaak onder U kosbare bloed. Here, raak vandag aan hulle wat siek is. Raak vandag vir hulle aan, Here, wat miskien moedeloos voel. Here, ons sit in hierdie inperkingstyd. Ons is so afhanklik van mekaar af, maar ons kan nie regtig by mekaar uitkom nie. Vanoggend is my gebed, Here, dat U werklik waar die beskermende hand oor Bridgetown sal hou. Here, my gebed is dat U ons sal seën, dat U ons in hierdie tyd nog nader en nader aan mekaar sal bring. Dankie vir voorregte en geleenthede wat ons het. Ek bid vanoggend, Here, dat U elke kind wat in die skole is, Here,
dat U hulle sal seën. Here, dat U hulle sal beskerm teen onsigbare virus. Here, ek bid vir ons mense daar agter die kantoor met hulle, Here, sulke strukture. Geef hulle hoop, Here Jesus. Ons gebed is vanoggend, Here, dat U met elkeen van ons as onderwysers sal wees. Waar ons onder 'n nuwe vaandel ons kinders moet onderrig. Dat vanoggend, Here, dat U vir ons sal beskerm as onderwysers. Here, ons geveg teen onsigbare vye. Maar met U aan ons kant, Here, kan ons uitvoer. Kom seën ons verder in die naam van Jesus. Ons dierbare Here en Hemelse Vader, Here, dis met dankbare harte dat ons vanmôre U naam aanroep. Here, ons weet U is ons anker en ons kan derentyd met U praat. Here, ons is 'n gemeenskap. Dit gaan deur swaar tye nou. Die koue, die droogte waar ons vanaf gekom het en nou die siekte. Die werkloosheid, die armoede, die hongersnood, die hongermense, Here. En ons bid tot U vandag. Ons weet nie waar dit gaan eindig nie. Maar ons kan ons krag put uit ons Hemelse Vader. Here, en ons bid tot U. U weet wat om te doen. En U weet om hierdie saak te bereder. Here, ons bid nie net vir ons gemeenskap nie. Ons bid ook vir ons streek. Ons bid ook vir die Noord-Kaap. Eintlik vir die hele land, vir die hele wêreld. Alles wat so deurmekaar is, Here. Ons verstaan dit nie altyd nie. Maar ons weet U het 'n plan en U weet wat om te doen. Ons vertrou U. Want ons weet, ons Here en ons God maak nie foute nie. So Here, maak dit stil in ons harte. Maak ons biddend in afhanklikheid van U. En Here, ons vra vir U, stel reg dinge waar dit reggestel moet word. Waar ons nie kan nie, waar ons nie weet nie. Here, help vir ons. Dit vra ons nie om ons wil nie, Heer, dit om U wil. Amen. Baie dankie, liewe Here. Ons het 'n lekker kos wat ons vanaand gaan geniet, maar ons is opreg dankbaar daarvoor, Here. Here, ons wil graag die Van Heerden familie in die opdra. Waar hulle baie siek is in die hospitaal lê, gaan 'n bietjie beter al, maar daar is nog baie ver pad wat geloop word daar, Here. En die vra dat U sal intree daarso met al die kinders wat op seer is. Gaan ons so verder met ons gemeenskap, Here, en die virus. En bewaar na hand oor ons en al ons besluite. Gaan ook so met ons geliefdes en familie waar hulle mag wees, Here. Vra ek in U naam. Amen. Amen. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Gee dat elke hartse vreugde en vrees eindelijk nietig word
vir my. Elke afdraai, baie ken ek. Elke keer het ek verdwaal. Elke keer het hy my ewes kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net gehuur. Elke hart se droom van rykdom en van roem. Net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het is net geleer. Eindelijk smag ek na die waters van rus. Lei my hier vannacht daarheen. Wat ek is net genade. Wat ek het is net geleer. Eindelijk smag ek na die waters van rus. Lei my hier vannacht daarheen. Eindelijk smag ek na die waters van rus. Lei my hier vannacht daarheen.